En so ook, kom ons wees eerlik, ons almal. Ons almal het daar iets in ons lewens waar ons mee stoei, waarmee ons worstel, en as ons eerlik met mekaar moet wees, waar ons God nog nie lief het met ons totale verstand nie. En ons sit vandag in 'n krisis, julle. Ons sit in 'n tydperk waar daar al 'n groot groepering van diagnoses is rondom ons God nie met totale verstand lief hê nie. Daar is al pille voorskrifte, daar is hoeveel mense wat professionele beroepe rondom hierdie doen, en ek stamp nie al die mense en ek sê nie hulle het geen plek nie, maar wat ek wel sê is, ons het dalk die wegspringblokke vergeet van hoe om gesonde gedagtes te hê in lewe. Want ek en jy is net so sterk soos ons sterkste gedagtes. Jou lewe sal beweeg in die rigting van jou sterkste gedagtes, maar waaraan dink jy? Sê maar gemiddeld van 7000 gedagtes per dag, of 700 gedagtes per dag, 700.000 gedagtes per dag. Waaraan dink jy? Wat is dit wat deur jou denke spoel? En is daai gedagtes wat God lief hê? Dan lief hê met jou totale verstand. Want ons leef in 'n tyd waar alles vir ons skree, ons is goed genoeg nie. Ons doen te min, ons is te min. Ons gaan nie genoeg eie om af te tree nie, ons gaan nie 'n toekoms in hierdie land hê nie, oorlog op ons voordeur, ons kinders het nie die regte velkleur nie, dit en daai, en alles binne ons oorweldig ons so. Ons kyk na ons besittings en ons voel ons het nie eens genoeg nie, want ons is te veel op social media wat vir ons sê, maar ek moet op 25 hierdie tipe kar ry en daai tipe huis besit, en ons moet hierdie tipe werke en hierdie tipe geld aan ons rekening hê, en alles rondom ons denke is so vasgevang in hierdie wêreld, en waar Paulus gesê het, maar omdat jy in Christus is, kan jy meer in die wêreld wees, en jy moet net dink, anders dink, jou denke moet God lief hê, want dit is wat die nuwe bestuur verwag. Eendag voel jy naby die Here, ander dag voel jy ver van die Here. Eendag glo jy die Here is goedgunstig teenoor jou, en die ander dag wonder jy baie daaroor. Eendag weet jy die Here het goeie en voorspoed planne vir jou lewe, en die ander dag is dit net so, maar Here, hoe lank moet ek nog wag? En daai is die tipe gebede en denke van iemand wat in 'n baie gevaarlike plek van die middel in beweeg. Want jy sien, die middel kan 'n struik word. As jy te lank in die middel bly, dan word dit jou norm. En die norm is die gevaarlikste plek waar jy kan wees. Want dit sal jou hart en jou verstand in weerstand bring, en verdeeldheid sal plaasvind, 1 tree op 'n slag. Hy sê, tel hy mat op en loop, 1 tree op 'n slag. God wil nie hê jy moet die hele Bybel gaan opswat en in jou kop uitken voor jy ding kan wen nie. Hy sê 1 belofte op 'n slag, 1 Bybelversie op 'n slag, 1 gedagte op 'n slag wat jy moet vang, 1 tree op 'n slag, 1 gebed op 'n slag, 1 ding op 'n slag. Dalk is dit 'n praktiese oefening wat jy moet doen. Wanneer jy so oorweldig voel, haal net weer asem. En dink aan hoe God lewe en adem hulle in neus kom inblaas het, en hulle het asem vir die eerste keer ervaar. En wanneer ek en jy asem, dan is dit die ruach van God, die asem van God, die Heilige Gees van God. Het julle al ooit gehoor, hoe spreek jy Jahwe uit? Jahwe is een van God se name. As jy nou die oorspronklike uitspraak gaan luister, dis net asemhaling, dis blaasklanke. Jahwe. Selfs wanneer jy net fokus op jou asemhaling, is jy besig om jou denke te vestig op die Here. Doen 'n praktiese oefening soos dit. Wanneer jy voel jou gemoed is in 500 km/h in 'n straat af, stop. Jahwe. Here, dankie dat U by my is. Here, dankie dat U my nie sal los nie. Dankie dat selfs hierdie sonde en hierdie gat van ek nou is en die uitdagings wat ek is nie my sal definieer vir die res van my lewe. Dis hoe ons gedagtes vang.